Goeiedag geliefdes, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die boek Titus. Ons is vandag daar by die 3de hoofstuk en wel daar by die 8ste vers wat ons met mekaar hanteer. En dit klink so. Miskien wil ek vir u ook lees, maar daar van die 5de vers af. Kom ons lees saam. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons regverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dan sê hy, dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Nou, Paulus het met Titus gepraat, hy het vir Titus sekere voorskrifte gegee, en nou sê hy vir Titus, ek wil hê dat jy hierdie woord as betroubaar sal aanvaar, en dat jy mense sal onderrig, en dit vasmaak in die hart van die groepie mense wat jy bedien, die gemeente wat jy bedien, dat jy hierdie waarhede in hulle harte sal vestig. Nou, u weet ook dat Paulus daar in Timotheus gesê het, toe hy oor die Here Jesus gepraat het, is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, en dan sê hy, van wie hy die grootste sondaar is. Ek wil hê dat jy hierdie dinge aan mense sal verkondig. Dat hulle regverdig sal lewe, dat hulle erfgename van Jesus Christus is, dat hulle geregtigheid sal doen, en dat hulle gefokus sal wees op Jesus Christus, die saligmaker. Geliefdes, dit is geweldig belangrik, as Paulus vir Titus sê, vestig dit in die harte van die mense, dat hulle 'n verhouding sal hê. Hy gebruik die woord, jy moet dit beslis bevestig. Jy moet sorg dat jy dit bevestig. Jy moet sorg dat die mense verstaan wat jy vir hulle sê, en jy moet hulle leer aangaande die saak van God. Sodat die uitvloeisel daarvan sal wees, sodat die wat in God glo, die wat Jesus Christus as saligmaker weer ken het, dit is hulle wat in God glo. Geliefdes, dit is so dat die Bybel vir ons sê, die duiwels glo ook. Geloof is so 'n algemene terme, dat mense reken dat as hulle net glo, as hulle kerk toe gaan, en as hulle miskien Bybel lees en bid, en hulle glo, dan is hulle saak met God reg. Dis egter nie so nie. Hierdie geloof wat hy van praat, is geloof in wat God gesê het en wat God getuig. Nou, miskien moet ek dit gou vir u lees. 1 Johannes, die 5de hoofstuk, en daarvan die 10de vers af, wil ek net hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hoor wat sê hy. Wie is die seun van God, wat die getuienis van God in homself het? Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe geskenk het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit is wat ek moet glo. Die Here Jesus Christus kom na hierdie wêreld toe en hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie. Boek Handelinge, in die 4de hoofstuk, vers 12, daar is geen ander naam in die hemel bekend, wat God vir ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Daarom sê Jakobus 2 vers 19, die duiwels glo ook, en hulle sidder. En die Here Jesus mos gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie,
alleen hy wat die wil van my Vader doen. Daarom as ons praat oor glo hier, dan kan ek ook vir u vat na Johannes 3 toe. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie. Hy wat nie in hom glo nie, is alreeds verlore, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Daarom sê jy moet sorg dra, dat mense baie duidelik weet, die basis van ons geestelike verhouding met God, is ons verhouding met God deur Jesus Christus. En dan noem hy 'n saak. As ons hierdie waarhede van God glo, as ek werklik Jesus Christus as saligmaker leer ken het, sê dat hulle goeie vrug kan dra. En dit is so belangrik vir 'n kind van die Here, vir u en my, dat ons 'n vrug sal dra, en dat ons die werk van God in ons lewens sal voordra. Geliefdes, ek wil dit vir u weer sê, die werk van die Here in die lewe van 'n kind van God moet sigbaar wees. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dink maar net aan die apostel Paulus wat hy was. En nadat hy Jesus Christus op die Damaskuspad ontmoet het sy totale lewe verander. Het hy 'n getuie geword van die Here Jesus Christus. Daarom 'n kind van die Here word geroep om sigbaar vrugte te dra tot eer van God. Ons het mos daar die baie belangrike hoofstuk in Johannes 15 oor die vrug dra. Die landbouer kom en hy snoei. Hoekom snoei hy? Dat ons meer vrug kan dra. As die loot egter nie vrug dra nie, dan word dit uitgekap en op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek. Die roeping van 'n kind van die Here in hierdie wêreld is vrug dra. En ons ken hierdie tekste en ek herhaal dit maar net vir u. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, dan deug dit nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense getrap te word nie. Laat julle werke dan so voor die mense wees. Laat julle werke so voor hulle skyn, dat hulle julle goeie werke aanskou en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Christendom moet sigbaar word in hierdie wêreld en mense moet dit in die lewens van kinders van God kan sien, dat ons anders is en dat ons nie soos die wêreld daar buite lewe nie. Ons is immers geroep om die vrug van die Gees van Galasiërs 5 vers 22 te dra. Ons is geroep om volgens Kolossense 1 vers 10, daardie teksie is vir my so opsomming van die totale Christelike lewe, dat ons waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en in elke goeie werk vrug te dra, en in die kennis van God te mag groei. Deur die inwerking en die uitwerking van die Heilige Gees, wat in u en my lewe gekom het, moet ons getuienis na buite sigbaar wees. Daarom het Paulus dit ook gesê in 1 Korintiërs 3. Ons is 'n duidelike brief van God, geskryf met die vinger van God, geken en gelees deur alle mense. 'n Duidelike brief. Daar's iets in my lewe gebeur, dat iets in jou lewe gebeur, wat jou 'n kind van God gemaak het. Ook daar in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat verlore gaan, en onder die wat gered word. Ons het 'n getuienis, hoor sy weer wat sê hy, as hy vir Titus hier aanspreek, en sê, Titus, jy moet hierdie mense onderrig, en jy moet hulle leer. Hoor wat sê hy. Hy sê, dis 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie vrugte voor te staan. Sorg kan dra om goeie vrugte voor te staan.
Dit moet die roeping van die kind van die Here wees en dit moet in ons harte ingeprent wees. Dat ons as kinders van die Here geroep is om elke dag daar buite waar ons beweeg, die getuienis van Jesus Christus uit te lewe en dit aan mense te bring. En dan sê hierdie woorde, dit is goed en nuttig vir die mense. Nie alleen vir jou eie persoonlike verhouding met God, sal dit goed wees as jy 'n intieme verhouding met die Here lewe en vrugte dra tot eer van God nie. Jy sal geestelik groei. Jy sal 'n aangename geur van God wees. Maar dit sal ook 'n getuienis wees vir die mense daar buite, wat na jou en my lewe kyk en in ons lewens iets sien van die heerlikheid van God. Ek wil vandag vir jou 'n stelling maak, geliefdes, al wat die wêreld kan verander, is die evangelie. Daarom het iemand gesê, there's just one pill and that's the gospel. Dis net die evangelie wat die wêreld kan verander. Ons kan samesprekings hou, ons kan alles in hierdie lewe doen, maar voordat God nie die lewe van 'n mens verander het nie, voordat God nie ingryp in die lewe van 'n mens nie, bly hy 'n heiden, bly hy 'n ongelowige en lewe hy die werk van 'n ongelowige. Leef hy die lewe van 'n ongelowige. Daarom Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die werke van die vlees is geopenbaar. En dan is daar al hierdie lys van lelike dinge wat in so mense lewe teenwoordig is. Al wat sy lewe kan verander, is as die evangelie van Jesus Christus in sy lewe inkom. Dan verander sy denke. En die oomblik as sy denke verander, dan verander sy gedrag. En daarom het ek en u 'n geweldige verantwoordelikheid om in hierdie wêreld in te gaan en sorg te dra om goeie werke voor te staan, sodat mense deur u en my lewe na God getrek sal word. Ag, ek dink aan 'n man soos Abraham, van wie die mense getuienis gegee, Abraham, jy is nou maar eenmal 'n geseënde van die Here, dis baie duidelik. Ons sien dit in jou lewe, dat God met jou is, dat jy die getuienis oor jou lewe dra, dat God in jou is. Geliefdes, die woord van die Here het vir u en my 'n uitdaging. As ons hierdie wêreld verander moet sien, gaan die wêreld in, gaan verkondig die evangelie van die reddende genade van God, dat mense se lewens getransformeer sal word, dan sal daar gesondmaking vir die wêreld kom. Dan sal daar genesing vir die wêreld kom. Net ek en jy het die oplossing vir 'n wêreld wat verlore gaan, vir sonde wat dag na dag toeneem. As ons die lewens van mense kan verander, sal die hele samelewing verander om te sê, ons het by God uitgekom. Dit is waar ons die wonderlike werke van herlewing sien. Wanneer herlewing uitgebreek het, dan verander 'n totale samelewing, kry jy weer Christelike beginsels en Christelike orde in die samelewing, en mense se lewens word radikaal verander. 2 Timoteus 2 vers 19 het 'n geweldige woord vir u en my. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Sorg daarvoor dat hulle goeie werke sal voortstaan. Want dit is nuttig, nie alleen vir hulle nie, maar nuttig vir die mense om hulle, vir die Christen in hulle eie persoonlike lewe, vir die wêreld daar buite. Dat hulle weer ontsag sal kry vir die kerk, dat hulle weer sal glo in die evangelie, omdat hulle die veranderde lewens van kinders van God aanskou. Geliefdes, as ons nie vir die wêreld iets kan toon nie, as Christus Jesus nie vir u en my kan verander, om 'n getuie te wees nie, wat is die doel van die evangelie? Hy het ons uitgestuur, ons wat die ware boodskap het, gaan leef dit net, gaan wees 'n getuie, gaan praat met mense as dit nodig is, bid vir hierdie wêreld, dat dit tot bekering sal kom, bid dat God in die goddelose se lewe sal ingryp, en dat daar 'n radikale transformasie sal wees, maar gaan leef voor hulle, dat hulle na jou lewe kan kyk en sê, waarlik, jy is anders, jy doen nie soos ons nie, jy deel nie saam met ons in die ongeregtigheid nie, jou lewe is verander, wat is daar in jou?
En dan kan ek die getuienis lewer, ek is 'n kind van die Here. Ek lewe volgens God se woord. Mag die Here vir u en my genade gee om werklik getuies te wees vir die lewende God. Die Here seën vir u en ons praat volgende keer weer saam met mekaar. Goeiedag vir u geliefde.